Ons gaan nou net kortliks saam bid. Ons bid saam voordat ons die skrif oopmaak, bid ons saam. Vader, ons weet ook uit dieselfde Openbaringboek dat U die een is wat was, wat is en kom. Openbaring 1:8. U troon is vas en U heerskappy sal nooit wankel nie. Ons dank U vir die Godswoord, waarin U vir ons baie duidelik waarsku dat Satan selfs aan die einde van hierdie bedeling die nasie sal mislei. Maar ons weet ook uit dieselfde Bybel dat sy einde verseël is en dat Christus alleen die oorwinnaar is. Maak ons waaksaam en getrou, sodat ons nie mislei word deur die vyand nie, maar in Christus se oorwinning mag leef. Help ons om staande te bly. Gebruik ook genadiglik, as U wil, ook hierdie woordbediening van vandag, om ons te help staande bly, geanker te bly in U genade, wetende dat die Here Jesus Christus ons verlos het en ons ewig veilig is in sy hand, soos wat Jesus self gesê het in Johannes 10, niemand sal julle uit my hand kan ruk nie. Seën nou U goddelike, ewige, onfeilbare en foutlose woord, maak dit lewendig in ons binneste. Laat die Heilige Gees, nie 'n mens nie, die Heilige Gees ons leer. In die naam van Jesus Christus, ons Here en Koning, bid ons dit in ootmoed en dankbaarheid. Amen. Ons is besig met 'n kort reeks boodskappe oor Openbaring 20 en 21. So hierdie keer is die reeks nie oor 'n boek nie, maar oor 2 hoofstukke van 'n boek. En dit is Openbaring 20 en 21. Nou, ons het begin deur te praat oor die binding van Satan. En verlede week het ons gepraat oor wat gebeur met 'n mens die oomblik van jou dood. En dit is natuurlik verskillend vir geredde en ongeredde mense. Vanmôre praat ons dan oor hierdie, soos ek gesê het, oor die finale konflik van Gog en Magog, of Armageddon, net as jy wil. En dit lees ons dan by vers 7. So ons lees nou Openbaring 20 en dan by verse 7 tot 10. Dan volgende Sondag, as die Here wil, gaan ons praat oor die hel. Nee, verskoning, oor die wit troonoordeel. Eers die wit troonoordeel volgende week. U sal sien, dit is volgende in die ry daar. En dan die Sondag daarna oor die tweede dood en dan die Sondag daarna oor die hemel. Dat is die hele hoofstuk 21 sal oor daardie gaan, oor die hemel gaan. So dis min of meer die programmetjie en daarna begin die Paasseisoen. Goed, Openbaring 20. Mag ek vra dat ons uit eerbied vir God se woord, as u kan staan, dat ons opstaan by die lees van hierdie 4 verse. Openbaring 20 by vers 7. Wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die 4 uithoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, te verlei en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laar van die gelowiges
en die geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur van die hemel afgekom en hulle verteer. So maklik soos dit. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gegooi. Daar waar die dier en die valse profeet is, sedert die einde van hoofstuk 19, hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Ons lees tot sover saam. Ek mag maar sit, dankie. Daar's baie min dinge wat die krag het om 'n neerslagtige of 'n uitsiglose mens uit die moddersluik van pessimisme en negativiteit uit te lig soos die boek Openbaring. Min dinge. Dis waarlik 'n boek wat hoop gee. Die tema van Openbaring is nie die wederkoms van Jesus nie. Die tema van Openbaring is die triomf en die oorwinning van Christus en sy ware kerk. En dit vind ons saamgebundel wat ek nou gesê het in hoofstuk 17 vers 14 wat 'n opsomming van die hele Openbaring is. Onthou daardie teks 17:14. En dit moet ons altyd in gedagte hou, broers en susters. Openbaring maak vooruit aan ons bekend die triomfantelike uitslag van die wêreldgeskiedenis voordat dit nog gebeur het. Dit is hoe briljant die skrif is. Hou weer in gedagte wat ons reeds gesê het, dat net na die sondeval God 'n belofte gemaak het. Genesis 3 vers 15, naamlik het hy gesê dat 'n manlike persoon uit Eva se geslag gebore gaan word, wat die kop van die slang sal vermorsel, alhoewel die slang hom aan die haakskeen sal byt. Dit is wat ons noem die moederbelofte, want die hele Bybel skanier en die hele geskiedenis skanier aan daardie een enkele belofte. Die Bybel is eintlik niks anders nie as die swart op wit historiese getuienis van hoe God daardie belofte van hom in Genesis 3 vers 15 dwars deur die geskiedenis besig is om te vervul, omdat God getrou is en woord hou. Die hele tydperk van Adam tot by die aanbreek van die nuwe aarde word beheers deur hierdie een enkele belofte uit God se mond. Van hierdie stryd en hoe hierdie stryd uiteindelik gaan eindig. 'n Stryd wat alreeds beslis was nog voordat die stryd begin het. Die beloofde nakomeling, die manlike persoon van Eva teenoor die slang en sy trawante. Maar dit is nie 'n naal-byt wipplank stryd asof die een nou bo is en dan weer die ander een weer onder is en bo is, asof die uitslag nog onseker is nie. Dis 'n stryd wat voor die skepping reeds in God se raadsplan deur net een party gewen is, nog voordat die geskiedenis begin het. Wanneer 'n mens onkundig is oor wat ek nou vir u probeer sê het, as jy onkundig is oor die feit dat die stryd reeds gewen is en deur wie dit gewen is en hoe die geskiedenis gaan uitloop, dan voel jy verkeerdelik asof jy in die stryd vasgevang is. Jy voel asof daar onsigbare, sinistere, geestelike magte is wat agter die skerms knoei en aan die werk is. En jy aan die verloor kant is. Jy voel asof die duiwel die meeste van die tyd aan die wenkant is en die Here in sy kerk die meeste van die tyd tweede gaan kom. Dis die illusie wat jy in jou kop het, as jy nie die waarhede van die woord verstaan, soos wat ons het vanmôre weer hier bedien nie. Openbaring boek maak aan ons bekend wie hierdie reeds verslaane,
magte is, wie die rolspelers is, wat agter die skerms aan die werk is deur die geskiedenis. Hulle is naamlik, volgens die boek Openbaring, is hulle die rooi draak, dit is Satan self, en dan het hy helpers. Die eerste is die dier uit die see, dis die anti-christelike magte wat gaan uitmond in 'n persoonlike anti-kris. Tweedens is daar die dier uit die aarde, wat alle vals godsdienst is, wat gaan uitmond in 'n vals profeet. Dan is daar derdens Babylon die prostituut, wat die verlore gaande wêreldsisteem is, en al die verleiding van die wêreld. En dan is daar vierdens die mense wat die merk van die dier het, dit is alle ongeredde mense, almal wat buite Christus is. En dan laastens, vyfdens is daar die konings van die aarde, die politieke leiers wat nie die Here ken nie. Hulle vorm 'n eendragtige pakt, 'n eendragtige eenheid teenoor die Lam van God en sy kerk. Vir die onkundige lyk dit asof die wêreldgeskiedenis gedomineer word deur hierdie draak en sy rolspelers. Die onkundige mens, broer en suster, verstaan nie dat hierdie magte voor die skepping reeds in God se raadsplan verslaan is nie. Al wat Openbaring boek doen, en dit is as 'n mens dit verstaan, val die hele ding vir jou oop. Daar's eintlik nie 'n makliker boek om te verstaan as Openbaring nie, moet ek vir u sê. En as dit vir jou oopgegaan het, dan word dit jou geliefde boek in die Bybel. Openbaring boek is die onthulling van hoe hierdie stryd tussen die saad van die vrou en die slang reeds beklink is, hoe die oorwinning uitkristalliseer deur en in die geskiedenis, en hoe die oorwinning uiteindelik finaal bekend gemaak gaan word by Christus se verskyning. Laat ek dit op 'n ander manier sê. Die oorwinning wat 2000 jaar gelede op Golgotha behaal is, het eintlik al voor die skepping in God se ekonomie plaasgevind, maar dit kristalliseer stap vir stap uit in die geskiedenis, en dit sal publiek aangekondig word by Jesus se glorieryke verskyning. Gemeente van Tafelberg, die Here Jesus Christus gaan weer kom. Die koning kom. Skep moed, hy kom. Die koning kom. Dis nie net 'n interpretasie van Openbaring nie. Dis die boodskap van die hele totale skrif. Die koning kom. Die stryd kulmineer, die stryd bou op na 'n klimaks, 'n finale krisisfase, 'n finale botsing wat onvermydelik is. Die slang en sy trawante, sy rolspelers wat ons genoem het, gaan kop aan kop bots met Christus en sy bloedgekoopte kerk. Maar dis nie 'n botsing om te kyk wie wen nie. Dis 'n botsing wat ten doel het as 'n finale publieke bekendmaking dat Christus en sy kerk inderdaad tot in ewigheid oorwin het. So die verstommende ding is met ander woorde dat die uitslag van die botsing reeds bekend is. Dit is al sedert Genesis 3 vers 15 bekend. Maar Openbaring kom en hy spel dit in al die toonhoogtes. Spel hy dit uit. En dit is om te dink dat van al die aardbewoners wat op die planeet is dit net die Here se mense wat hierdie dinge weet. Ek baie keer dan wil hierdie gedagte my, soos die ou mense gesê het, kennis maak. Daarom dink ek nie baie daaraan nie. Maar as ek daaraan dink, hoe hooploos is 9, amper sê 10 uit 10% van die mense wat rondom ons rondloop elke dag. Kyk hoe lyk die mense se oë as jy in die Canal Walk of waar ook al loop. Hou mense dop, kyk na hulle oë. Die mense is hooploos. Hulle hoop vir die beste. Mense sê op die strate vir ons, "Ja, maar as ek doodgaan, so what?" As ek doodgaan,
Ek gee nie om 'n flenter wat gebeur as ek doodgaan nie. Ander mense sê vir ons, dis in God se hande. Hy moet maar besluit. Hy sal eendag besluit. Nou sê ek vir jy, ek wil kens word as ek daaraan dink, omdat dit net die handjie vol, en nou moet jy nie dink dis almal in die kerk van die Here wat hierdie kennis het nie. Moenie dit dink nie, die onkunde loop wyd. Met ander woorde, van die ou klein bietjie mense wat tot die kerk van die Here behoort, is daar nog 'n kleiner ou persentasietjie wat iets van hierdie wonderwaarhede weet en wat hierdie sekerheid in hulle binneste het van waarheen alles op pad is ensovoorts, en wat totaal op 'n ander manier na die wêreld kyk. Want as jy hierdie goed weet wat ek vanmôre vir u probeer uitspel, dan kyk jy op 'n heeltemal 'n ander manier na die wêreld. Jy kyk op 'n ander manier na alles. Jy kyk deur 'n ander bril. Dinge is nie soos wat dit op die oog af lyk, dit is nie. Op die oog af lyk dit asof daar sinistere magte is wat gaan wen. Is dit waar of nie waar? Is interessant dat daar dwars deur die hele Bybel telkens verwys word na so 'n finale wat jy eintlik in jou kop weet moet wees. Daar word dwars deur die Bybel word daar verwys na so 'n finale botsing, so 'n finale oorlog of 'n veldslag. In die Ou Testament word dit dikwels genoem die dag van die Here. Voorbeelde uit die Ou Testament, daar's baie. Maar al die kere wat Israel se vyande verslaan is deur 'n godswonder waar God direk ingegryp het, was almal vooruitwysings na hierdie finale oorwinning. Almal van hulle. Almal was prototipes van die finale oorwinning, behalwe dink byvoorbeeld net aan die oorwinnings wat daar aan die vlakte van Megiddo was. Daar's 3. Deborah het vir Sisera in die vlakte van Megiddo verslaan, deur 'n godswonder wat ingegryp is. Joshua het Neko verslaan, 2 Konings 23. Elia het die Baalpriesters daar geklop, 1 Konings 19, ook deur 'n goddelike openbaring uit die hemel. Hierdie Megiddo vlakte, hierdie vlakte van Megiddo het in die Ou Testament met ander woorde 'n simbool geword van God se oorwinning as gevolg van al daardie oorwinnings wat daar plaasgevind het. En later, jare later, kom die profeet Esegiel in Esegiel 38 en 39 en dan neem hy nou hierdie simbool verder deur profeties te praat van die Here se eindtyd oorwinning oor Gog en Magog. 'n simboliese verwysing na sy volk se vyande. Gog word daar geteken as 'n prins van Magog wat 'n koalisie van nasies teen Israel is en lei. God gryp dan in en vernietig daardie leermagte op 'n bonatuurlike manier. Dis Esegiel 38 en 39. En hier in Openbaring 20 wat ons nou in hierdie dae lees, verskyn Gog en Magog weer. Hier duik hulle weer op. Maar hierdie keer is dit wanneer Satan ontbind word om die nasies te mislei en 'n laaste opstand teen die Here se kerk te monster. Hulle beleer die kamp, en dis 'n sinspeling op die Ou Testament waar Israel gekamp het in die woestyn. Nêrens kry jy vandag die kerk van die Here Jesus op 'n spesifieke plek gekamp nie. En die geliefde stad wat Jerusalem is, wat op die dag toe Openbaring geskrywe is in die jaar 95 na Christus, nie meer die geliefde stad was nie, omdat hy in 70 na Christus reeds vernietig is deur die Romeine. So wat praat hy hier? Praat hy hier van 'n letterlike uitkampery? Praat hy hier van 'n letterlike stad? Hy praat hier baie beslis simbolies van die kerk van die Here Jesus, wat oral op die aarde is, maar hy gebruik hierdie Ou Testamentiese beelde. Maar dan vernietig God hulle met vuur uit die hemel, het ons gelees, en Satan word in die vuurpoel gewerp. Deur die eeue is daar bespiegel oor wie Gog en wie Magog nou kon wees. In die laaste klompie dekades is daar gedink dit moet Rusland wees. En die leier van Rusland, eers die destydse ou USSR en later Rusland op sigself. En soos wat die politieke speelveld verander die spekulasies oor wie Gog en wie Magog sou kon wees.
Die mees voor die hand liggende antwoord op hierdie vraag is doodgewoon dat Esegiel 38 en 39 as ook Openbaring 20 'n beskrywing is in beeldspraak van die bose magte wat deur die geskiedenis heen teen God se volk opstaan. Die vernietiging van Gog en Magog versimboliseer God se oorwinning oor die vyande van sy volk. En aan die einde van die tyd sal Satan 'n laaste groot opstand organiseer teen God se mense. En hierdie finale opstand is universeel, nie beperk tot 'n spesifieke geografiese plek nie, en Christus vernietig dit plotseling deur 'n bonatuurlike ingryping. Nie 'n noodwendige letterlike geveg nie, maar beslis deur 'n bonatuurlike ingryping, net soos wat dit was in die Ou Testamentiese tyd by die genoemde gevalle in die vlakte van Megiddo. So, Esegiel 38 en 39 en Openbaring 20 beskryf dieselfde gebeurtenis, die finale stryd aan die einde van die wêreldtydperk. Ook Daniël praat hiervan. Ons lees byvoorbeeld in Daniël hoofstuk 2 die beeld wat Nebukadneser gesien het, wat 'n goddelike profesie was, van hoe 'n klip losraak en 'n klip, die beeld wat 'n simbool is van die menslike koninkryke op aarde, politieke sisteme, hoe daardie klip rol en die beeld heeltemal vernietig en dan self, en hy word soos poeier en dan self word hierdie klip groter en groter en groter en groter en groter en word dit 'n koninkryk wat die hele aarde vir ewig en ewig en ewig vul. Daar gaan 'n dag kom wat God se koninkryk al die menslike koninkryke gaan vervang. Prys die Here, dit kom. Die menslike koninkryke gaan soos poeier word. In Daniël 7 lees ons van 'n oorlog van 'n anti-christelike man teen die gelowiges. Hy ontvang mag om hulle te oorweldig vir 'n vasgestelde tyd wat God vasgestel het, maar dan neem die hemelse hof sy mag weg en vernietig hom. Weer 'n goddelike ingryping. En dan in die Nuwe Testament kom die apostel Paulus in 2 Tessalonisense 1 vers 8 en sê hy, die komende anti-kris sê hy, sal verdelg word deur die asem uit Jesus se mond, wanneer Jesus verskyn. Dit klop 100% met Matteus 24 vers 15 en verder, waar die Here Jesus sê, dat net voor die koms van die Seun van die mens, sal daar 'n groot verdrukking op aarde wees, soos wat daar nog nooit voorheen was nie, maar God sal daardie tyd inkort, terwille van die uitverkorenes, vers 29, onmiddellik na hierdie verdrukking sal die Seun van die mens in die hemelruim verskyn met 'n ontwrigting in die planete en sterre en son en maan. Net in die boek Openbaring alleen word daar nie minder nie as 5 keer na hierdie finale botsing verwys. Nie net hier in hoofstuk 20 nie, nog 4 ander kere ook, want onthou wat ek verlede keer gesê het. Openbaring boek, en dit maak dit so maklik om Openbaring te verstaan. Openbaring boek bestaan uit 7 video's, wat die hele bedeling tussen Jesus sy eerste koms en sy wederkoms oor en oor 7 keer na mekaar vanuit verskillende kante en hoeke belig. 'n Mens verwag met ander woorde dus, dat elkeen van daai video's na daai finale botsing ook gaan verwys. En 5 uit die 7 doen dit dan inderdaad ook so. Elke keer gaan dit oor 'n kort tydjie. Ek verwys nou na die 5 keer in Openbaring. Elke keer gaan dit oor 'n kort tydjie, maar so ook natuurlik uit Daniël en wat ek genoem het. Elke keer gaan dit oor 'n kort tydjie waar gelowiges ewig vervolg word en dit word dan skielik beëindig deur Jesus se koms. Elke keer dieselfde patroon. Elke keer gaan dit oor die slang en sy trawante, sy rolspelers wat van God speelruimte ontvang, soos 'n hond aan 'n ketting
om vir 'n laaste keer teen Christus in opstand te kom en dan plotseling vernietig word. Die slang ontvang met ander woorde 'n tou waaraan hy homself ophang. U sal telkens hierdie interessante patroon in Openbaring boek sien. Die eindtyd wat by Jesus se opstanding reeds begin het, die eindtyd, dis die 2000 jaar waarin ons nou reeds is, die eindtyd word in Openbaring boek beskrywe in terme van, hoor nou mooi, 'n lang periode, gevolg deur 'n kort periode en dan die verskyning van die oorwinnaar. Daardie ritme loop so deur al daai 7 video's. 'n lang periode, die lang periode is die tyd waar die Here se kerk versamel word en die Satan dit nie kan verhoed nie omdat hy gebind is. Dan die baie kort periode is die tyd van beproewing en verdrukking. Dit word deur die glorieryke verskyning van die Here Jesus beëindig. Soos ek gesê het, net in Openbaring alleen word daar 5 keer na hierdie finale botsing verwys en ek gaan die skrif vir u noem. Ek weet almal dit nie 'n skryfding nie, maar ek noem dit, ek moet dit noem. Ek kan nie net dit sê en dit nie noem waar dit is nie. So ek gaan dit nou lees. Die wat kan skrywe, die wat dit nie kan skrywe nie, kan dit nie skrywe nie. Die eerste is Openbaring 11. Kom ons los hier Openbaring uit, almal weet nou dis Openbaring. Dis 11, 7 tot 18, dis die eerste. Dis elkeen in 'n ander video, kan jy sien? Dan 14, 14 tot 20, is die 4de video. Dan 16, 12 tot 21, 5de video. 19, 11 tot 21, is die einde van die 6de video. 20, 7 tot 10, ons geleesde gedeelte van vandag, die 7de video. En elke keer gaan dit oor 'n kort tydjie waar kinders van die Here ewig vervolg word, dan word dit skielik stopgesit deur Jesus se koms. Daarom het die Here Jesus gesê in Lukas 21, wanneer die verdrukking op sy ergste is, sê Jesus, moet julle kyk, dan is die finale verlossing naby. Presies so beskrywe Openbaring 20, ons geleesde gedeelte dit, beskrywe ook die tyd tussen Jesus se eerste en tweede koms, beskrywe hy as 'n lang tyd, hy benoem dit simbolies 1000 jaar, dan 'n kort tydjie, hy sê nie hoe lank nie, en dan die wederkoms. 'n Lang tyd, 'n kort tydjie, en dan die oordeel, die wit troon oordeel wat dui op die wederkoms in Openbaring 20, waaroor ons as die Here wil vir volgende Sondag praat. Die tyd waarin ons op die oomblik lewe, wat binne hierdie lang periode nog steeds is, sal dus afgesluit word, dit kan ons verseker weet, deur 'n baie kortstondige tyd van intense beproewing, veral vir die kerk, gevolg deur die Here Jesus se verskyning. Wanneer dit begin, is die kinders van die Here dus opgewonde, die wat die skrif ken, is opgewonde omdat hulle weet dat die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. So sal God die belofte aan Adam in Genesis 3 vers 15 ten volle vervul en die slang se kop sal vermorsel wees. Die woorde wat ons gelees het in vers 10 vanmôre, waar die Satan in die vuurpoel gewerp word, is die totale vervulling van daardie woord in Genesis 3:15 waar hy sê dat hierdie manlike persoon gaan hierdie slang se kop vermorsel. Opvallend dat net as in hakkies of hoe ook al, maar dit is opvallend dat Openbaring die gebeure en dis is eintlik die hele Openbaring werk so dat hy neem die gebeure en die profesie uit die Ou Testament neem hy weer op. En hy neem dit ook weer op wanneer hy oor hierdie finale konflik praat. By hoofstuk 16 byvoorbeeld, die einde van die 4de video, sê hy, hierdie finale konflik gaan by Armageddon plaasvind. Armageddon, Har Megiddo, Har is berg in die Hebreëus, dis die berg van Megiddo. Daar waar die Here in die Ou Testamentiese tyd telke male ingegryp het en Israel se vyande verslaan het. Gog en Magog
Esegiel 38 is 'n simboliese naam vir goddelose nasies wat teen God en teen sy volk staan. Voeg die twee bymekaar, dan is dit eintlik baie maklik om te verstaan. Kom ek sê dit vir julle so. Hier is dit. Hier is dit in my gewone, hopelik eenvoudige taal. In die doodsnikke van die geskiedenis, net voordat die kers uitgebrand is, sal Satan van God die ruimte ontvang om die nasies teen die Here God uit die waarheid te mobiliseer. Maar die Here Jesus sal self 'n einde daaraan maak. Dit is wat met Gog en Magog bedoel word en wat met Armageddon bedoel word. Dis die allerlaagste, as jy nou die hele diens vergeet. Onthou net hierdie paragraafie en dan hopelik nog iets later. Dan, dit is dit. Hoor hierso. Dis die dit is. Wat is Gog en wat is Magog en wat is Armageddon? Dit is wat dit is. Dit is wat dit is, my vriend. Dit is wat dit is. Is die allerlaaste poging van Satan. Dis die rooi draad. Om teen die ware God se mense op te staan. Maar dit eindig in sy vernietiging. Sy kop is vermorsel. Daarom moet die intelligente Bybelleser hom of haar nie blind staar teen 'n letterlike Armageddon of 'n letterlike Gog en Magog nie, want dis baie duidelik 'n simbool van God se oorwinning. Armageddon is 'n simbool van God se oorwinning, helder en duidelik in die Ou Testament, die vlakte van Megiddo, die berg van Megiddo. En ons moet sien wat Openbaring daarmee wil sê, vriende, in lyn met die hele Bybel. Alhoewel die Satan en sy helpers vir 'n kort rukkie ruimte van God gaan ontvang, om die kerk van Jesus Christus te verdruk, sal die Here met sy verskyninge finale einde aan hom maak. Dit gaan nie oor hoe nie, dit gaan oor dat. Kinders van die Here mag met ander woorde vasklou aan die versekerde wete dat die vyand se einde reeds skriftelik op rekord opgeteken is in die Bybel. En dat dit wat jy voel en wat jy sien en wat jy hoor en wat jy ervaar nie die laaste woord gaan spreek nie. Vergeet maar wat jy voel en ervaar. Mens kan dit nie vergeet nie, hoe moet jy dit nou vergeet? Maar jy moet dit ondergeskik stel aan die waarheid van die skrif. Armageddon en Gog en Magog beteken nie dat God se kinders aan die verloor kant is nie. Armageddon is die publieke bekendmaking dat die slang se kop gerol het. Jy sal nêrens in die Bybel, jy kan dit bring vir my, ek sal dit graag lees, maar ek dink nie, jy sal iewers in die Bybel 'n aanduiding kry dat Christus gelowiges op hol gejaag moet word deur Armageddon en die Gog en Magog konflik nie. Nêrens is daar 'n aanduiding in die Bybel dat kinders van die Here moet rondskarrel, blikkies kos opgaar en bankrekeninge sluit nie. Of dat Christene met somber, droewige en vreesbevange uitdrukking in hulle oë gesig van Armageddon moet praat, so asof dit die grootste ramp is wat ons kan tref nie. Want Armageddon, ja, dit spel ramp uit, maar Armageddon spel uit die uitkoms vir die Christen, nie verdoeming nie. Vreugde, nie vrees nie. Want die Here Jesus se koms is op hande. Wanneer julle al hierdie dinge sien gebeur, sê die Here Jesus, skep moed, want julle weet wat, wie kan aangaan met die aanhaling? Want julle weet dat julle uitkoms naby is. Armageddon en Gog en Magog beteken nie dat die kinders van die Here aan die verlore kant is nie. Dis dan die publieke bekendmaking dat die slang se kop gerol het. Soveel so dat die apostel Paulus vir 2 Tessalonisense sê in hoofstuk 2, dat hy sê dat Jesus self nie eers iets doen nie, ook nie 'n engel nie, net die asem van sy mond vernietig die anti-kris. Jy sal nêrens in die Bybel 'n aanduiding kry dat kinders van die Here hierdeur op hol gejaag moet word nie. Nee, dit is nie waar dat ons huidige wêreldbestel op pad is na 'n wonderlike utopia van wêreldvrede nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Die waarheid is dat die lewende God die wêreld in 'n drukgang soos 'n tregter in 'n drukgang inforceer wat sal uitloop op hierdie kort tydjie van Satan.
Die konflik van Magog en Magog. Daar's 'n kort tydjie van Satan. Daardie kort tydjie van Satan moet plaasvind. Ja, vir 'n baie kort tydjie sal daar intense weerstand wees teen die evangelie. Maar dit sal plotseling beëindig word deur Christus se verskyning. Ons weet dit reeds vooruit. Hoe bevoorreg is ons dan nie tog nie? Hoe bevoorreg is ons nie? Ja, mens kan verwag dat na mate daai tyd kom, die wêreldarena reggeskuif sal word soos deur 'n onsigbare hand. Internasionale politiek en die ekonomie en wat die Bybel moet vervul word. Dit moet gebeur. 'n Mens kan verwag om dit meer en meer te sien. Hoe nasies gemobiliseer word teen Christus en die evangelie. Satan sal toegelaat word om te doen wat hy in Genesis 11 so graag wou doen by die toring van Babel, maar dit nie kon regkry nie. En dit is om 'n wêreldeenheid van nasies in opstand teen God te skep. Hy brand om dit te doen. Hy wil dit doen. Hy kan dit nie nou doen nie, want hy's gebind. Maar hy brand om dit te doen. Daar sal 'n baie kort periode wees waar die uitdra van die evangelie verhinder word en Christene vervolg word. Maar nie tot ondergang nie, maar tot oorwinning. Al moet dit lei tot marteldode, duisende, duisende marteldode. Onthou wat ons verlede Sondag gesê het. 'n Martelaar wat vir die Here Jesus sterwe en in Christus sterwe, gaan bestyg, het ons verlede week gesien, 'n troon. So, oor al die detail besonderhede van hierdie finale konflik maak die Bybel nie vir ons soveel besonderhede bekend nie, maar daar's vir my tog 'n paar dinge wat seker is, behalwe dit wat ek reeds genoem het. Dit is vir my, daar's 4 dinge wat vir my redelik seker en duidelik is, oor die detail besonderhede as jy wil, en dit is, dat in daardie kort tydjie van Satan, baie kort tydjie, sal daar 'n finale anti-kris wees. Die finale uitloper van al die eeue se anti-krisse. Daar sal so 'n anti-kris wees. Dit sê die apostel Johannes baie duidelik. Ek het die teks nie in my kop nie, maar Johannes sê in 1 Johannes brief sê hy baie duidelik. Hy sê dat ons weet dat daar is 'n enkel anti-kris kom. En so sê hy, is daar nou reeds baie anti-kriste. Dan tweedens glo ek gaan daar 'n finale vals profeet wees. Die finale uitloper van al die eeue se vals leraars en vals godsdiens. En derdens sal daar 'n stelsel van ekonomiese manipulasie in plek gestel word wat dit vir mense wat die gang van sake teenstaan moeilik sal maak om te koop en te verkoop. Gaan 'n intense moeilike tyd wees. Ons lees daarvan in Openbaring 13. As ons vandag na die wêreldterrein kyk, dan lyk dit eintlik vreeslik maklik om te gebeur met die elektronika en met alles wat u weet, beter as ek weet. Vierdens glo ek, dis die 4 goed waarvan ek redelik seker is. En die vierdens glo ek, die fokus van vervolging sal spesifiek op die evangeliese Christene wees. Wêreldwyd. Lukas 21 vers 28 gee egter vir ons die versekering dat God 'n totale einde gaan maak. Hy gaan self ingryp. Daar gaan definitiewe tekens in die natuur, dit is by Jesus se verskyning nou, gaan daar definitiewe tekens in die natuur en in die hemelruim wees. Matteus 24:29 soortgelyk Lukas 21:25-26 spel dit uit, gaan lees dit gerus. En hierdie magtige draak gaan soos 'n veertjie probleemloos in die vuurpoel gewerp word. So maklik en eenvoudig, dit is hoe eenvoudig dit is wanneer God sy arm openbaar. Is hierdie vuurpoel 'n letterlike plek? Ons gaan oor 14 dae, as God wil, 'n boodskap hê wat spesifiek oor die vuurpoel handel. Dan sal ons daardie vraag antwoord.
Maar hoe bevoorreg is die ware kind van die Here nie, om nou reeds met soveel sekerheid te weet wat die uiteinde gaan wees. Dit is net fenomenaal. Fenomenaal. Selfs al moet ek persoonlik die kort tydjie van Satan beleef. En dit mag wees dat sommige van ons hier dit gaan beleef. 'n slotgedagte. As 'n mens besef hoe die wêreld tot sy einde gaan kom, dan is die vraag wat 'n volgeling van Christus mos nou logies sal vra is, hoe raak dit my vandag? Dis mos 'n logiese vraag. Hoe raak dit alles my? Dit klink vir my net soos teorie. Hoe raak dit my? Wat verwag die Here van my 2025? Wat verwag hy van my nou dat ek dit alles met soveel sekerheid uit die skrif gehoor het? Moet ek bang wees? Moet ek passief wees? Moet ek iewers in 'n klooster gaan kruip? Moet ek voorsiening maak vir nood, opgaar, kos, geld? Wat moet ek doen? Die skrif sê vir ons wat ons moet doen. Ek noem vir die 3. Maar is nie die 3 wat die mense vlees wil hoor nie. Johannes 16 vers 33. Dis nommer 1. Hou goeie moed. Take heart. Hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Hy sê, kom ek gee die volledige aanhaling. Hy sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Die eerste manier wat die Here wil hê, hoe ek môre en oormôre moet lewe, nou dat ek al hierdie kennis het, is ek moet lewe met moed, durf en blydskap. Die tweede is dit. 2 Petrus 3 vers 11 en 12. Hy sê, aangesien al hierdie dinge in die wêreld sal vergaan, hoe heilig en godvreesend moet julle dan nie lewe nie? Dis 'n antwoord amper uit die hemel uit vir ons. Aangesien al hierdie dinge, wat, daar kom 'n kort tydjie en dis dit en dit. Nou hoe nou? God sê, leef heilig en toegewyd en godvreesend. Al kos dit ook jou lewe. Al moet dit van jou 'n prys vra. Derdens, Matteus 28 vers 19 en 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en verkondig die evangelie aan alle mense. Terwyl die Satan nog in die bindingsfase is, die kort tydjie oënskynlik nog nie begin het nie, ons weet nie, het ons een roeping, en dit is, ons moet moed hou, ons moet heilig leef, ons moet evangeliseer. Ons moet die evangelie aan mense gaan verkondig, al daardie uitdrukkinglose oogies wat by jou verbyloop elke dag. Mense wat in sonde vasgevang is, mense wat in okkultiese bindinge, demoniese bindinge vasgevang is. Mense wat dink hulle is oulik. Mense wat dink hulle het gearriveer, maar eintlik rampsalig is. Ons moet die evangelie aan hulle gaan verkondig.
Daar's nog verse in die skrif, maar ek as gevolg van die lengte van hierdie boodskap wat 42 minute nou is, beperk ek my net tot daardie 3 om dit vir u te gee vandag. Volgende week as die Here wil, kyk ons na die wit troon oordeel. Mag die Here sy verkondigde woord in baie lewens seën vandag. Amen. Kom ons sê net dankie vir 'n paar minute. Here, as ons nie die skrif gehad het nie, dan sou ons net gespekuleer, dan ons sou niks anders kon hê as menslike spekulasie nie. Maar nou het ons 'n vastigheid, ons het 'n rots onder ons voete. Die sekerheid van Christus se oorwinning oor die bose. En dat u kinders nie aan die mag van die vyand oorgegee sal word nie. Dankie dat u ons roep om vas te staan en te werk. Die oë op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof, Hebreërs 12. O, ons aanbid u, want u het die finale woord oor die geskiedenis, sonder twyfel. Ons sien met verwagting uit na die dag, wanneer Christus in die heerlikheid kom, al die trane afdroog, soos Openbaring 21 sê. Tot daardie dag wil ons getrou lewe en die evangelie bring. Ons dank u Here dat u ook vir Maureen deurgedra deur 2 rugoperasies. Dat met haar goed gaan, ons bid vir volledige herstel, ook vir haar, as dit u wil mag wees. Want niemand regeer buiten u nie. En die lewe verdien ons nie. Dis net genade dat ons leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen.